Loof die Here. Kyk na die ou langs jou en sê, jy lyk beter as die laaste Sondag toe ek jou gesien het. Okay, beautiful. Dis lekker om hier te wees. Ek hoop I'm dressed for success. Ek moet eerlik sê, ek het hierdie week 'n e-pos gekry van hierdie gemeente om net te sê, Steven, asseblief, jy moet net vir ordentlik lyk. Soos ek begin sweterig raak, moet jy net weet, dis maar net my baadjie wat vreeslik warm is, ek speel maar net. Ek lyk mos altyd so nice. Heerlik het julle gemis. Het julle my ook gemis? Ag julle jok man, en hoe gaan dit agter in die cheap seats? Ek neem maar gaan goed daar. Wonderlik, is julle almal met my. So, as jy jou Bybel het, is jy welkom saam met my oop te maak. En dan, ek vertrou regtig dat die Here iets besonders gaan doen in ons midde. Wie stem saam met dat die Here se plan oor jou is soewerein? Amen, amen. Nou, laat ons nog gou hierso hierdie aansit. Nou, sy. Kyk daar, amen sê liefde. Ekskuus, ek het al hele naweek nie gesien nie, laat ek net 'n bietjie kyk. Ja, en ek moet eerlik sê, amen stuur baie liefde. Ek het vanoggend binne vroeg vandag gepraat, en ja, ons het ook vriende in Dubai, en in Abu Dhabi, en Doha, en baie interaksie daar, was ek seker 9 keer in Dubai, 'n kerk geplant daar, en toe hou hulle my uit, so 'n bietjie droog gemaak daar, en ek speel net. So, maar ek dink aan die einde van die dag, gaan dit oor, die Here se hand is op ons familielede en vriende. God is alomteenwoordig, en dat die Here iets bonatuurliks gaan doen in ons familie. So ek wil vir jou vanoggend sê, hê vrede, jy sal sien, soos die storms kom, so gaan hulle ook. Ek praat vanoggend oor die gedagte 'n gekalibreerde lewe. Nou, as ek praat van 'n gekalibreerde lewe, wil ek net eers vra, hoeveel tyd het ek? Het ek so 2,5, 3, 4 ure, is dit reg so? 20 oor is ek klaar. Okay, perfect. So, ek vertrou dat, as ek praat oor 'n gekalibreerde lewe, dat die Here ietsie vir jou gaan kom doen. Daar was 'n horlosiemaker. 'n horlosiemaker. Julle, ek love horlosies. Ek weet, ek hou van enigiets wat blink. Ek was seker 'n kraai in my vorige lewe. Maar ek hou van horlosies. Julle, ek het bestaan, soveel horlosies gehad, en toe ek hulle weggegee, toe kry ek weer 15, en toe skenk ek hulle. Hulle het by my huis gestap en dit gevat. So, en toe dink ek vir myself, ek gaan nie meer horlosies hê nie, ek gaan dit maar los. Ag julle, maar julle weet mos die goed is so beautiful. Ag, eerlikheid. En ek onthou my pa, my stiefpa, my pa het 'n Rolex horlosie gehad. En as 'n jong seun, ek wil gesê, Dad, you know that's going to be my watch. Can I get it for my 17th? Toe sê hy vir my, nee. So ek, so dit is nogal 'n lang tydjie, en ek is so 55. Dis 'n hele paar jaar gelede. Maar wat toe gebeur het, toe ek nou begin inkyk oor hierdie horlosie, hierdie hele horlosie ding, toe kom ek nou eintlik agter, hoekom is die goed so duur? Sê saam my duur. Ja, dis duur. En kom ek agter, ek lees daaroor, en sien, om 'n horlosie, soos 'n Rolex of 'n Patek Philippe, is 2000 mense, wat te doen het met daai een horlosie. Dit vat 'n jaar plus, om een horlosie te maak. En as die ding stikkend is, dan is dit nie lekker nie. So hierdie jong man gaan eendag en hy vat sy horlosie na hierdie horlosiemaker toe. En hy was bekend daarvoor dat hy horlosies herstel wat ander reeds as stukkend afgeskryf het. Maar wat toe gebeur het, mense het vir hom horlosies gebring wat vinnig geloop het en stadig was of glad nie gewerk het nie. So een dag bring 'n jong man hom 'n horlosie. Hy bring hierdie horlosie en hy sê vir hom,
kan jy hierdie horlosie vir my regmaak? Dit tik nog, maar dit is nooit op tyd nie. En ek het al alles probeer. Nou alles probeer en die horlosiemaker hou dit teen sy oor. Hy hou so iets in sy oor. Hy maak sy oor so toe en hy luister. Na 'n lang stilte raak die jong man ongeduldig. Wat sê die man? Hy sê, gaan jy dit nou regmaak of nie? Die horlosiemaker sê, "Sst, ek luister." En die horlosiemaker glimlag en hy sê, "Ek is besig om dit reg te maak. Ek luister eers waarna dit ingestel is." Hy maak die horlosie oop en maak die kleinste verstellingkie. Skaars sigbaar. Sê vir die man, dit was nie stikkend nie. Dit was net verkeerd gekalibreer. Sien, die geestelike waarheid wat ek praat van kalibrasie is, baie mense is nie gebreek nie. Hulle bid nog, hulle dien nog, hulle het God nog lief, maar hulle is uit ritme. En wanneer ons uit ritme is, praat ek van, hulle moet gekalibreer word. En ek weet nie van jou nie, miskien moet jy vandag kom en sê, Here, kalibreer my. Kry my in lyn. Kry my dat ek in die volheid van die waarheid kan wandel. As ek praat van kalibreer my, beteken dit die lewe se druk en se teleurstellings en geraas stel ons stelselmatig uit. Totdat ons of voor God voor hom uit hardloop of agter hom agteraan sleep, hang af. God doen dus iets heiligs. God is nou tans besig om iets heiligs te doen in jou lewe, my liewe vriend. Jy kyk nou na my en dink vir myself, "Yes, dis nou interessant." Maar wat nou gebeur, die Here is deur sy Gees besig om jou nou te kalibreer. Hy laat jou soms tot stilstand kom. Die Gees van die Here maak jou stil. En hy luister. En dan begin hy jou instel. Kom ons kyk, wat sê Genesis 2 vers 4 tot 7. En terwyl julle nou soontoe blaai, of kan julle na die skerm kyk, het ek nou gedink, ek gaan sommer nou maar hierso lees, dis nader. Vers 4, dit is die geskiedenis van die hemel. Sê sommer, dit is die geskiedenis van die hemel. Wie sê sommer, hierdie boek is belangrik? Hierdie boek is, as jy nie weet hoe jou skoonma funksioneer nie, ek het nie vir jou hoop nie, maar vir jou het ek hoop. Lees die skrifte. Die skrifte, vir almal wat my ken, sal weet, wat doen jy as jy skoonma mis? Jy herlaai en jy? Ja, sê, julle is goed geleer. Dit is die geskiedenis van die hemel. Sê sommer die geskiedenis van die hemel. Daar is 'n geskiedenis oor jou lewe, my liewe vriend. Voor die grondlegging van hierdie wêreld en God sy hand op jou lewe. Dit jy was gedroom. Hy het oor jou gedroom. Hy het jou beplan. Hy het vir jou gesê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Hierdie is die dag waar ek jou gaan hê. Ek wil jou hê hierin veranderde lewens. Hier is die plek wat ek jou gaan kalibreer vir die volgende seisoen van jou lewe. As jy glo dat die Here 'n volgende seisoen vir jou lewe, kom ons gee die Here 'n klapoffer in geloof om te sê, vandag is my dag. Vers 5. Was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgesprei nie, want die Here God het nog nie reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Vers 6, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. Nou vir die kruks. En die Here. Sê saam met my, en die Here. Sê dit weer. Sê dit weer. Hy wil graag hê nie Facebook nie. Nie die opinies van mense nie. Sê saam met die Here.
Die Bybel sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. En in sy neus die asem van die lewe geblaas. En so het dan die mens 'n lewende siel geword. Baie gelowiges is gevorm, maar vloei nie. Lewend, maar nie geaktiveer nie. Besig om natuurasem, om natuurlik asem te haal, maar nie geestelik asem te haal nie. Kalibrasie gebeur wanneer ons weer die hemel inasem. Ons het nodig om weer toe te laat dat die asem van die Almagtige oor my blaas. Haal diep asem, maak so. Haal asem en laat toe dat die Gees van die Here in jou lewe inblaas. Here, blaas weer u asem op my. Blaas oor dit wat moeg is, o Here. Blaas oor dit wat sy ritme verloor het, o Here. Blaas totdat stof weer onthou waarom dit gevorm is. Weet jy wat, dis baie belangrik dat jy moet weet dat wanneer God oor jou asemhaal, begin hy nie net iets niets doen nie. So hou goeie moed. Heerlikheid, al hierdie jare beteken dit ek gaan nou weer oorbegin. Nee, glad nie. Hoekom doen ek sulke snaakse stem en daar's iets fout? Skus. Ek vra nederig om verskoning. Wanneer God oor die asemhaal begin hy iets nie iets niets nie. Wat uit ritme was, kom weer in tyd. Wat verward was, word duidelik. En wat vasgeval het, ontvang weer beweging. Wat swaar was, word lig. Hoekom sê ek so? Ons noem dit kalibrasie. Dis nie 'n oproer nie. Dis nie 'n geraas nie. Dis nie strewe nie. Wat die Here vandag wil doen, die Here blaas weer sy asem op jou. Sê saam met my, blaas oor my, Here. Blaas oor my. Blaas oor dit wat moeg is. Ek weet nie van jou nie. Hierdie jaar gaan uiters vinnig. Ons is al by die 1 Maart. Heerlik, gister het ek net Januarie begin, en ons is al 1 Maart. 1 Maart. Ja. Vriende, as ek kyk na die skrif en hy sê hier, die volgende vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. As ek praat van stof, is dit nogal interessant wat stof is. Stof is oral. Ek bedoel, los in jou tafel net vir 'n paar dae. Dan trek jy daai streepie so deur. Laat my dink aan die ou dae toe ek in die weermag was. Loop die ou dae in die deur en ou drill sersant, dan vat hy sy vingertjie, dan trek hom bo op die deurkusyn. Dan kyk hy hierna, dan sê hy, sien jy daai berg, daar gaan jy. Dit sak stil neer. Dit versamel ongesiens. As ek praat van stof, dis gewoon. En tog in Genesis 27 kies God stof. God spesialiseer in die gewone. Miskien dink jy ek is ou nuus. My God kies mense soos die. Miskien sit jy vandag hier en jy sê ek is ou nuus. My jare is verby. Jou tyd is nie verby nie. Die Here is besig om die stof wat oor jou lewe is, gaan hy herskep. Hy gaan sy asem daarop blaas en iets nuuts gaan weer begin lewe binne in jou lewe. Stof is wat oorbly na druk. Stof kom van vergruiste klip. Stof kom van gebreekte grond. Stof kom van afgeslete materiaal of jare se wrywing. Stof is wat oorbly nadat iets nuuts deur druk
gegaan het. Maar vandag wil ek vir jou sê, jou breek het moontlik jou roeping voortgebring. Jou stikkendheid, jou breuke, jou breek, nie jou maag breek nie, jou breek het iets geskep. Die Here is besig om iets in jou situasie, in jou lewe voort te bring. Stof as swakheid, maar swakhede is nie diskwalifikasie nie, dit is 'n uitnodiging. Wat die Here vandag vir jou wil sê, my krag kom tot volle werking in swakheid. Miskien sê jy vandag, Here, ek is ou potensiaal. Maar vandag sê die Here vir jou, as jy nog sag is God nog nie klaar nie. En ons weet van stof. Stof het die manier om ons tot stilte te bring. Maar my vraag is, wat sê die skrifte van as hy oor my blaas? Kyk mooi. Wanneer hy oor jou blaas, kalibreer hy. Sê so my kalibreer. Jy kalibreer. Het jy geweet, die oorspronklike skrif van die asem van die lewe het hy geblaas. As jy gaan kyk in die oorspronklike Hebreëus, sê he forcefully breathed into him the breath of lives. Is jy al klaar moeg vir my? Moet ek klaar maak? He forcefully breathed into him the breath of lives. Die Here het nie net een gedagte in jou lewe nie, hy het 'n volle gedagte oor jou lewe. Sê sou my 'n volle gedagte. Sy volle gedagte is dat jy impak sal maak in baie lewens. En wat ek praat van 'n gekalibreerde gees, praat ek van Markus 2 vers 4. En as ek praat van Markus 2 vers 4, lees daar die volgende. En toe hulle vanweë die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde lê, laat afsak. My vriend, hier is 'n tipiese kwaliteit van gekalibreerde gees wat kreatiwiteit gebruik om by iemand uit te kom. Dit was nie 'n roekeloosheid nie, dit was 'n God-geleide geloof. Miskien is jy vandag, hierdie 4 mans wat jy sien, soos wat hulle hierdie vriend na die Here Jesus toe gebring het. Daar was nie 'n deur, daar was 'n deur, maar hy was toe. Daar was 'n groep mense, maar dis 'n klomp kerksmense. Hulle kon nie by Jesus uitkom nie, maar hulle moes op 'n dak klim. Nou is hulle op hierdie dak. En nou kyk jy nou kan jy jouself dink, ek het nou die dag op my dak geklim. Die dag ek ook goed. Hierso is waar ek wil wees. En toe ek die dak oopmaak, toe sê ek, o, koek, ek is nou in die badkamer. Nou is jy op hierdie dak, nou wil jy nou hê, jy wil by die Jesus uitkom. Nou wil ek vir jou so sê, baie van julle sukkel met deure. Jy vra die Here, Here, gee vir my 'n geopende deur. Here, help my sodat ek deurbrake kan beleef in my lewe. Maar wat jy nodig het, is nie 'n geopende deur nie. Jy het 'n geopende hemel nodig. En wanneer jy op die hemel is, jy staan daar, dan dink jy vir jouself, Here, waar moet ek begin grou? Waar moet ek begin oopmaak? Jy het 'n gekalibreerde gees nodig om te weet, op hierdie dak, op hierdie plek, hier is waar ek moet oopmaak. Are you getting it? So ek weet nie waar jou dak is op hierdie oomblik nie. Maar weens die gees van die Here wat kalibreer in jou lewe, gaan jy weet presies, hier is wat ek moet grou. Hier is waar ek die dak moet oopmaak. En wanneer jy die dak oopmaak, dan kan jy jou behoefte net sak en hy sal voor Jesus staan. 'n Gekalibreerde gees ontbloot kreatiewe toegang. Miskien sit jy vandag hier en jy sê, Here, hoe maak ek? Die skade het die deur versper. Godsdiens het die kamer gevul, maar geloof gelei
deur onderskeiding, het die dak oopgemaak. Jou gehoorsaamheid aan die stem van die Here sal dakke oopmaak. Dit was nie roekeloos nie, dit was 'n geesgeleide geloof. En daarom is dit belangrik, dat wanneer jy kom in hierdie plek vandag en jy sê, Here, lei my. Here, lei my deur die Gees, dat ek kan weet. 'n geesgekalibreerde mens onderskei toegangspunte, nie net hindernisse nie. Hulle stry nie met versperrings nie, hulle reageer op goddelike tydsberekening en rigting. 'n gekalibreerde gees weet wanneer die natuurlike orde moet wyk. So wat toe gebeur het? Nou is ek hier in Pretoria Oos Hospitaal. Ai, is een van daai dae. Hulle bel my. Pastoor, my pa is siek. Ek sal kom, moenie kommer. Ek kom daaraan, toe sê nie siek nie. Hy's besig om dood te gaan. Nou dink ek vir myself, wat nou? Nou gaan ek nou weer sleg lyk. Wie het daai gevoel? Eerlikheid, hoekom ek? Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one? Dis so gevoel het. Nou kom ek in hierdie hospitaal en in die intensief, daar lê die ou. Nou dink ek vir myself, Here, nou moet ek vir hierdie ou bid. Wat gaan ek doen? En ek sê op daai oomblik, Here, kalibreer my met u Gees. Die God van die onmoontlike staan in my op, o Gees van God. En skielik van 'n o Here, help my. Die volgende oomblik, toe gebeur iets in my gees en iets staan in my op. Toe ek so opstaan, skielik, toe besef ek wie ek is. I'm a child of the living God. I'm God's kid. En toe ek so stap na hierdie bed toe, terwyl hierdie ou so onevenredig asemhaal, toe kyk ek nie na sy fisiese toestand nie, ek kyk na sy gees. En terwyl ek so na die ou kyk, sit ek my hand so uit, en ek sê vir hom, in die naam van Jesus, herstel. Die volgende om gaan na ou. Die dag ek, o, koek. Het julle al Mr. Bean gesien? Sy Moses, jy moes my gesien het. Ek is daar buite soos enige leraar sal doen met al die geliefdes wat buite kan wag vir die nuus. Ekskuus, ek het die volgende afspraak. Ekskuus, ek het die volgende afspraak, ek moet gaan. Bel my wanneer dit verby is. Sê sommer met my, but he was calibrated. Ek kom by die inligtingstooming van Pretoria Oos Hospitaal, toe gaan daai ou. Toe ek by die kar kom, toe staan daai ou op uit sy bed uit en hy loop rond in intensief. En almal wil net van hom sê, meneer, raak vir my rustig. Hy sê, jy moet nou vir my rustig raak. Julle kon niks vir my gedoen het nie. Die Gees van God het my aangeraak. Ek is skaam met hierdie plek. Toe ek by die huis kom, toe ontslaan hy homself. Want sien, dis wat gebeur wanneer jy kalibreer. Jy sien dit nie noodwendig spesifiek op daai oomblik nie, maar jy moet weet dat wanneer jou gees kalibreer met God se gees en jy spreek iets aan in die gees, it does happen. 'n gekalibreerde gees weet wanneer die natuurlike orde moet wyk. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Vryheid sluit in om konvensionele beperkings te breek om by Jesus uit te kom. 'n gekalibreerde gees onderskei kairos oomblikke. Julle Prediker 3 vers 1 sê, daar is 'n tyd vir alles en 'n seisoen vir elke doel onder die hemel. 'n gees gekalibreerde herken, dit is die oomblik. Nou
is die opening hier. Daai oomblik. Ek is hierdie week, toe vlieg hulle in my in na die parlement toe. Daar in die Kaap. Glo dit of nie, ek is daar in 'n vliegtuig gesit, geland in die Kaap. Toe wag hulle vir my, daar met die kar of vat my na die parlement toe. Nie die parlement nie, ek bedoel die parlement. Vat my daarin. Ek het nie geweet wat om te sê nie. Ek het nie geweet hoe om dit te sê nie. Ek het nie geweet nie. Wat sê mens nou? En toe ek daar staan, voor daai hoofsweep, toe voel ek lus om 'n sweep neer te doen. Nee. En die president van die ACDP, hy is toe daar, hulle almal luister aandagtig. Toe kom ek daar en ek staan iets voor en iets gebeur. My gekalibreerde gees onderskei 'n kairos oomblik. Daai oomblik, die goddelike oomblik wat die Here vir jou gee. En ek kry myself ongelukkig, is daar iets wat my so gryp. En dis asof iets gebeur met my. En skielik raak ek van hierdie ou patetiese, Here, wat maak ek hier? Nou, ek weet hoekom is ek hier. Die gees van die Here wys my 'n gees, hierdie is die situasie, dis die konfrontasies wat jy beleef, en dis die konsekwensies van hierdie gees. Ek spreek hierdie gees aan, en ek sê nou, in die naam van Jesus, binne 3 dae sal daar skudding wees, wat vir 'n lang tyd in Suid-Afrika beleef sal word, van hierdie oomblik af, in Jesus naam. Nee, ek het nie so gevoel nie. Ek het gevoel, nou wil ek wegkruip. Nou wil ek my goed vat en weghardloop. Maar sien, wat gebeur met jou, wanneer jy in die gees opstaan? Wanneer iets gebeur, dan sal 'n roering in jou hart. 'n gekalibreerde gees beweeg verby weerstand. Moenie toelaat dat die skares jou stop nie. Maar laat toe, dat die gees jou wys, waar jou toegang is. Deure mag miskien nou vir jou toe wees, maar dakke kan nou vir jou oopgemaak word. Sê saam met my, Heilige Gees, bring my in lyn met u tyd en rigting. Wys my wanneer om te wag, wanneer om te beweeg, wanneer om te dak. En wanneer om te gat. Wanneer daai dak oopmaak oor jou. Wanneer jy daai dak oopmaak. Dit is 'n geloofsoomblik wanneer jy daai oomblik moet grou. Miskien jy nodig om te grou. Hy weet baie tannie sê, moenie krap waar dit nie juk nie. Maar dit is baie belangrik dat jy begin grou. Dat jy begin daai dak oopmaak, want die Here wil vir jou iets doen. Ek wil afsluit en ek wil vir jou sê, hoe doen 'n mens dit? Hoe kan ek myself kalibreer, Steven? Gee jou beheer oor. It's got nothing to do with you, it's got to do with our heavenly Father. Kalibrasie begin altyd met oorgawe. Sê saam my, oorgawe. Hands up! Stel op jou hande, of ek skiet. Stel julle liggame as 'n lewendige offer. As jy jouself oopstel as 'n lewendige offer, dan kan God nie belyn wat ons self wil beheer nie. Oorgawe sê, U bepaal die rigting. Vertrou die Here daarvoor. Word stil voor die Here. Kalibrasie vereis stilte, nie geraas nie. Onderwerp jou aan die leiding van die Gees. Kalibrasie gebeur deur verhouding, nie deur reëls nie. Laat die Here jou denke aanpas. Reageer vinnig op oortuiging.
Kalibrasie word gebou deur gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 10 sê, skep in my hart, skep in my 'n rein hart, o God. Laat die Here iets binne jou doen. Onthou, 'n uitgestelde gehoorsaamheid veroorsaak afdrywing. 'n Vinnige bekering herstel beleiding. Wat ek vir jou wil sê vandag, is, as jy kom en jy sê, Here, ek wil gekalibreer wees, bly naby aan die Here Jesus. Waar bevind jy jouself? Ek sluit af. Daar was 'n geleentheid. Want ek is so 'n bietjie ADHD. Dis 'n bietjie hier, daar en oral. So 'n bietjie. Pietenel, jy sê nou niks. Dominee? So ek is so 'n bietjie ADHD. En 'n bietjie anders om ook. Maar wat ek vir jou wil sê is, waar's ek nou? Waar's ek nou? Wat het ek nou? Ja, julle luister nie, man. Ag, Here, help my. Okay, so as ek nou terugkom. So ag, help my. Laaste ene. Honger na die aanraking van die Here. Sê saam my honger. Sê, Here, raak my aan. Vul my weer. Help my dat ek kan lewendig word. Vernuwe my. Verfris my. Herkalibreer my. Herstel my. Laat toe dat die Here iets vir jou doen. Die asem van die Almagtige maak jou lewend. Hy sal jou kalibreer. Blaai saam asseblief na Johannes 20 toe. Hier is 'n oomblik waar die Here Jesus mense kalibreer. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. En vandag wil ek vir jou sê, vrede vir jou. Want soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hoekom blaas die Here op my? Hy blaas op jou, want hy het lewens in gedagte. Die asem van die Almagtige maak jou lewend. Die Here wil sy asem op jou blaas. In Engels, he blew violently. In Handelinge 2, toe's daar 'n skudding, and a violent wind came in. Hoekom? Want die Here wil iets binne in jou lewe doen. Die Here wil jou herkalibreer. Wees reg daarvoor om gekalibreer te word deur die Gees van God. As God jou aanpas, is dit omdat hy jou wil voorberei. Vandag wil ek jou vra, wil jy nie jouself beskikbaar stel en sê, Here, herkalibreer my, sodat ek 'n lig kan wees vir die nasies, wat ek kan hoop bring vir die wat nie hoop het nie. Help my, Here, sodat wanneer ek met iemand praat, dat hulle U sal hoor. Help my, Here, dat wanneer ek aan iemand vat, hulle U liefde sal beleef. Here, help my dat wanneer ek aan iemand vashou, dat hulle U liefde sal beleef. My vraag is, sal jy jouself herkalibreer, sodat die Here jou begin gebruik? Steek jou hande saam op. Sê saam met my, Gees van God, blaas oor my. In Jesus naam.